Goeiemôre vriende, baie welkom in ons erediens vanoggend. Ons gaan sommer dadelik begin met ons voorsang en ons begin met lied 292 vers 1 en ons sing dit tesame ook met lied 280 waarvan ons 2 verse ook gaan sing. Kom ons sing hartlik saam tot eer van die Here. Nou lied 215, ons gaan daarvan ook 2 verse hartlik saam sing. Ja vriende, baie welkom by ons erediens vanoggend. Ons gaan nou 'n lied sing, dis ons toegangslied, ons toewydingslied, vonk 72 en ons gaan verse 1, 2 en 3 daarvan so sittende saam sing. Wees stil want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid. En vriende, soms is ons nie eens bewus daarvan nie. Maar wanneer ons hier op 'n Sondag by mekaar kom in die huis van aanbidding,
dan ontmoet ons met die Here self, en hy self is in ons midde teenwoordig, om ons te seën, om ons te versterk, om ons te bemoedig, om ons te leer. Kom ons sing al drie die verse van daardie lied hartlik saam. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, en wat trou bly tot in ewigheid. Gemeente, genade vir julle, en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ons gaan ons erediens voortsit deur hartlik saam te sing van lied 184. Ons gaan staande sing en ons sing daarvan al 4 die verse hartlik saam tot eer van die Here. Love
Vriende, ek hou aan u voor die samevatting van die wet, soos wat dit opgeteken is in Matteus 22, vers 34 tot 40. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Die wet en die profete, vriende, verwys na die volk se heilige geskrifte, die Tanakh, ons noem dit die Ou Testament, maar die Joodse geskrifte, die Joodse heilige geskrifte. En die Here Jesus sê vir hierdie man, die hele wet, al die profete, al die geskrifte, alles word saamgevat in hierdie twee gebooie. Jy moet die Here jou God lief hê met jou ganse wese, dis wat dit eintlik sê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou kragte. Dit is die eerste gebod, dit is die groot gebod. En die tweede, gelyk aan die eerste. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan sê die Here vir hom, alles wat jy lees in die geskrifte, in die wet van Moses en in die profete, word saamgevat, word opgeneem in hierdie twee gebooie. Ek wil vanmôre sê, vriende, dat vandag het ons die Nuwe Testament. Ons het die ganse geskrif, die Bybel. Maar alles wat u en ek lees in die woord van die Here van Genesis 1 tot by Openbaring 22 word saamgevat met hierdie twee gebooie. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele wese. En jy moet jou medemens lief hê soos jouself. En ons is skuldig, vriende, almal van ons. Dit gebeur tog so maklik dat my selfsug, my eie ek veroorsaak dat ek optree teenoor 'n medemens nie op 'n wyse wat liefde betoon nie, maar op 'n wyse wat daardie persoon afkraak of te nakom of wat dit ook al is. En ons staan skuldig. Maar die Here gee vir ons die belofte in sy woord in 1 Johannes 1 vers 9. Kom ek sommer in vers 8 net ook noem. 1 Johannes 1 vers 8 sê, as iemand sê dat hy nie sonde het nie, mislei hy homself en die waarheid is nie in hom nie. En dan vers 9 sê, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En daarom, vriende, gereeld bid ons en vra ons vergifnis vir ons verkeerde optrede, vir ons sonde. Daarom leer die Here Jesus ons ook in die gebed, die Onse Vader gebed, so moet julle dan bid. Vergeef ons skulde, soos ons ook diegene wat vergewe wat skuldig teenoor ons staan. En dit, my broeder en suster, moet ons daaglikse gebed wees, in afhanklikheid en verootmoediging voor die Here, om ons skuld te bely. Ons gaan nou as gemeente staande ons ongetwyfelde Christelike geloof bely, en ons doen dit met die apostoliese geloofsbelijdenis, en ek vra u om te staan, en dan in u hart sê u soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode,
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Baie dankie, ek kan maar die sitplekke neem. En met hierdie belydenis, vriende, bely ons saam met die kerk van alle eeue ons geloof in die drie-enige God, die Vader, Seun en Heilige Gees, en in die verlossing wat hy vir ons bewerk het en waarmee hy ons vrygemaak het, sodat ons hom kan dien. Kom ons verenig in gebed. Wonderbare en aanbiddelike Heer, ons kom vanmôre as 'n gemeente in u heilige teenwoordigheid. En ons gebed vanmôre is, Here, dat u self deur u woord en deur u Gees tot ons harte sal spreek. Woorde van bemoediging, woorde van krag, woorde van genesing, woorde van vergifnis, woorde van verlossing. Ja, Here, dat u vanmôre elkeen van ons op 'n besondere wyse sal aanraak deur u Gees en ons sal versterk in ons geloof, sodat ons u getrou sal dien met ons ganse wese. Ons het gehoor, Here, dat die gebod is dat ons u moet lief hê met alles en ons medemens moet lief hê soos onsself. En ons bely vanmôre, Here, dat dit nie altyd vir ons maklik is nie en dat ons so dikwels as gevolg van ons liefde vir onsself, ons selfsug, so dikwels verkeerd optree, Here, en sondig teen u gebod. Maar ons vra vanmôre, Here, vergewe ons, reinig ons en help ons om u gebooie te gehoorsaam. Ons dank u vanmôre, Here, vir voorregte wat ons as gelowiges het. Ons dink vanmôre aan die verjaarsdag van die gemeente en my gebed is dat u die gemeente sal seën, Here, ook in die jare wat voorlê. Ons dank u vir dit wat u reeds in hierdie gemeente vermag het en wat u gewerk het, Here, en hoe dat u hulle seën en dra en beskerm en bewaar. Maar ons wil ook bid, Here, dat vir die jare wat kom, die toekoms, dat hierdie gemeente werklik waar 'n baken van lig sal wees in 'n donker wêreld. 'n Lig wat u liefde, u genade, u barmhartigheid sal uitstraal na 'n wêreld daar buite. Ons dink vanmôre, Here, in die besonder aan hulle wat nie saam met ons is nie, weens watter omstandighede ook al. Ons weet, Here, dat sommige is miskien siek, ander het werk, ander het ander probleme, ander kuier 'n bietjie en span 'n bietjie uit, en ons gun hulle dit, maar ons bid ook vanmôre, Here, soos wat u hier in ons midde teenwoordig is, dat u ook daar waar hulle is, teenwoordig sal wees op 'n tasbare wyse, en hulle sal weet, Here, dat hulle in u teenwoordigheid is. Seën elke een. En nou ook, Here, ons, wanneer ons stil word rondom u woord, bid ons dat die Heilige Gees ons elke ene geheiligde oor sal gee, sodat ons kan hoor wat die Gees aan ons wil sê deur die woord. Maar ook, Here, 'n gewillige hart, 'n ontvanklike hart, wat die woord sal inneem, dit sal koester, dit sal bewaar, en daders van die woord sal wees. Doeners, wat die woord gehoorsaam. Amen. Vriende, ons skriflesing vanoggend kom uit die brief van Paulus aan die Kolossense, en ek gaan daar enkele verse lees in Kolossense 1 vanaf vers 3. Elke keer wanneer ons vir julle bid,
Dank ons God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Dit doen ons, want ons het gehoor van julle geloof in Christus Jesus en die liefde wat julle vir al die heiliges het, op grond van die hoop wat in die hemel op julle wag. Julle het al hiervan gehoor, toe die woord van die waarheid, die evangelie julle bereik het, soos oral in die wêreld, het die evangelie van die dag dat julle van God se genade gehoor en dit werklik verstaan het, ook onder julle begin vrug dra en groei. Dit het julle geleer by Epaphras, ons geliefde medewerker, wat terwille van julle 'n getroue diensknegt van Christus is. Dit is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat die Gees in julle bewerk het. Daarom dan, van die dag dat ons dit gehoor het, hou ons nie op om vir julle te bid nie. Ons bid dat julle vervul mag word met die volle kennis van God se wil, deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, om 'n lewe te lei wat die Here waardig is en om in alles tevrede te stel, terwyl julle vrug dra deur elke goeie werk en groei in die kennis van God. En deur die mag van sy heerlikheid al die krag ontvang om geduldig in alles te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank, omdat hy julle geskik gemaak het om deel te hê aan die heiliges se erfdeel in die lig. Tot sover, vriende. Mag die Here vanmôre ook hierdie woord in ons harte seën en dat dit ook in ons harte sal vrug dra, sal groei en vrug dra tot eer van die Here. Die tema van ons boodskap is die vrug van 'n dankbare hart. En wanneer ek hierdie gedeelte lees, Paulus se brief aan die Kolossense, en dit is interessant, vriende, dat wanneer ons die briewe van die apostel lees, dan kan ons in elke brief 'n dominante tema onderskei, wat die tema is, die hooftema vir daardie brief, wat die rede is vir daardie brief wat hy skryf aan die gemeente in Rome, sy brief aan Romeine, sien ons die tema daar is regverdigmaking deur die geloof. In sy brief aan die Efesiërs, die geheimenis van Christus in die kerk. Aan die Filippense skryf die apostel Paulus, en daar is die blydskap in die Here die sentrale tema. Verbly julle, sê hy altyd, verbly julle in die Here. En hier in Kolossense is die tema die oppergesag en genoegsaamheid van Jesus Christus as hoof van die hele skepping en van die kerk. Daar's, dink ek nie, nog 'n boek in die Bybel, selfs die evangelie van Johannes, wat so 'n omvattende beeld van die volheid van Christus bied as Paulus se brief aan die Kolossense nie. En wanneer ek hierdie gedeelte lees wat ons nou vanmôre gelees het, dan is daar 'n paar dinge wat my opval en wat belangrik is, en ek dink ons kan vir 'n oombliekie net daaroor nadink. En die eerste is, Paulus bid vir hierdie gemeente. Luister hoe begin hy. Hy sê, elke keer wanneer ons vir julle bid, dank ons God die Vader van ons Here Jesus Christus. Paulus het gebid vir die gemeentes wat hy bedien het, broeder en suster, en dit leer ook vanmôre vir ons die belangrikheid daarvan om te bid vir mekaar. En wanneer Paulus vir hierdie gemeente bid, dan sê hy, wanneer ek aan julle dink en ek bid vir julle, ek dink aan julle in my gebede, dan is daar 'n dankbaarheid in sy hart. En dit is die ander belangrike gedagte wat ek hier raak sien in hierdie brief, in hierdie woorde van die apostel Paulus, is dankbaarheid. Ons tema is die vrug van 'n dankbare hart, en Paulus het 'n dankbare hart wanneer hy dink aan die gemeente in Kolossense, in Kolosse, en hy bid vir hulle. Hy sê elke keer wanneer ons vir julle bid, dank ons God die Vader van ons Here Jesus Christus, en luister nou, dit doen ons, want ons het gehoor van julle geloof in Christus Jesus, en die liefde wat julle vir al die heiliges het, op grond van die hoop wat in die hemel op julle wag. Paulus het 'n spesifieke rede waarom die gedagte aan hierdie gemeente, aan hierdie lidmate,
hom met dankbaarheid vul. En die rede is dit, hy sê, elke keer wanneer ons aan julle bid, dan dink ons, want ons het gehoor van julle geloof. Ons het gehoor van julle liefde. Ons het gehoor van die hoop wat in julle is. En Paulus verwys hier na die trio van geloof, hoop en liefde as 'n kenmerk van gelowiges se lewe. Aan die gemeente in Korinthe skryf die apostel Paulus in 1 Korintiërs en van hoofstuk 12 tot hoofstuk 14 behandel die apostel hulle vra oor die spesifieke gawes van die Heilige Gees en dan bespreek hy die gawes, verskillende gawes wat in die gemeente was en hoe dit in die gemeente behoort te opereer, hoe dit behoort in die gemeente tot diens en tot stigting van die hele gemeente moet wees. En dan onderbreek Paulus homself hier in die middel van sy gesprek in hoofstuk 13, in 'n hoofstuk wat baie keer by troues gelees word en natuurlik heeltemal onvanpas eintlik, wanneer hy praat oor die liefde en die belangrikheid van die liefde. Dat ongeag watter gawes ek ook al ontvang het, ongeag watter gawes en talente die Here my gegee het en wat ek in die gemeente kan gebruik om die gemeentelede te dien, beteken dit niks as dit nie uit liefde is nie. Ons het gehoor vanmôre, jy moet die Here jou God lief hê. Vriende, liefde is die gebod van God. Want God is liefde. 1 Johannes 4 vers 8. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, sê die apostel, want God is liefde. En Paulus onderbreek homself in daardie brief en hy praat oor die liefde, maar dan aan die einde van hoofstuk 13 dan, voordat hy na hoofstuk 14 toe gaan terugkeer na sy gesprek oor die gawes, dan sê hy vir die gemeente, en nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie 3. Maar die grootste hiervan is die liefde. En dit is wat Paulus hier in hierdie gemeentelede se lewens ervaar. Hy praat hier van hulle, hy het gehoor van hulle geloof. Epafras waarskynlik is die een wat hulle kom vertel het, wat daar van die gemeente afkom, en Paulus kom inlig oor die toestand in die gemeente, hoe dit daar gaan, en hy vertel vir Paulus van die mense, van die gelowiges, van die lidmate in die gemeente, van hulle geloof in die Here Jesus Christus, hulle onwrikbare vertroue in die Here, en van hulle liefde vir al die heiliges, al die gelowiges, die medegelowiges. En vriende, ek weet in die gereformeerde tradisie, ons praat van die eienskappe van die kerk as die suiwer verkondiging van die woord, die bediening van die sakramente en die kerklike tug is die 3 eienskappe, maar ek wil vanmôre sê ons moet daar byvoeg liefde vir mekaar, liefde vir God, liefde vir my naaste. Die Here Jesus sê vir sy disippels, en ons kan gerus ag slaan hierop, hieraan sal die mense weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Dit is God se groot gebod, my broeder en suster. Dit is wat die Here vanmôre van elke een van ons verwag, omdat hy liefde aan ons bewys het, dat ons liefde sal bewys aan ons medemens. Hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, en Paulus kan hierdie gemeente nou prys en sê, hoorie, ons het gehoor van julle liefde vir al die heiliges, en hierdie geloof in die Here Jesus, hierdie liefde vir mekaar, is op grond van die hoop wat in die hemel op julle wag. En hierdie vriende is kenmerke van elke gelowige. Geloof, hoop en liefde. Maar daar is iets wat ons tog ook moet opmerk vanoggend, vriende, en wat ek nie kan nalat om met julle te deel nie, en dit is dat dit is nie uit onsself nie. Niks is uit onsself nie. Daarom dank Paulus God,
Hy dank die een wat die gewer is van alles, wat lewend maak, die een wat die geloof in ons harte gewek het, die een wat sy liefde in ons harte deur die Heilige Gees uitgestort het, die een in wie ons die hoop het. Hy dank hom vir die gemeente se liefde vir mekaar, se geloof in die Here en se hoop op die toekoms. Wanneer die Heilige Gees, vriende, ons vervul, dan wek hy in ons harte geloof in die Here Jesus Christus, ons verlosser. Paulus skryf ook aan die gemeente in Korinthe, interessant genoeg, in daardie selfde gedeelte wat handel oor die gawes, skryf hy ook aan hulle in 1 Korintiërs 12 vers 3, en hy sê hierdie woorde, hy sê, niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daarom besef Paulus, dat die geloof van hierdie gemeentelede, die geloof van hierdie manne en vroue, hierdie gelowiges, is 'n gawe wat hulle van God ontvang het. Dis deur die Heilige Gees dat hulle geloof in Jesus Christus kan hê. Dit is die Heilige Gees wat ons die hoop gee op die volheid van die ewige lewe met God in ewigheid. En dit is die Heilige Gees, my broeder en suster, wat die liefde van God in ons harte uitstort, sodat ons inderdaad die Here kan lief hê en ons medemens kan lief hê. Romeine 5 vers 5. Want die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat ons ontvang het. Daarom het Paulus God dank vir hierdie eienskappe wat hy waarneem in die lewens van hierdie gelowiges, van hierdie lidmate. En dit is vanoggend belangrik, vriende, dat ons dit sal begryp. Niks is uit onsself nie. Ons is in alles afhanklik van God en sy genade. U en my verlossing is van begin tot einde die genadewerk van God. Luister, alles is genade, onverdiende guns alleen. Luister hoe sê Paulus aan die gemeente in Efese, en hy sê dit vir hulle so, hy sê, julle was dood deur die oortredings en sondes waarin julle van tevore geleef het. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde, waarmee hy ons liefgehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlos, deur geloof. En luister, hoe gaan hy dan voort? Hy sê, en juist dit, hierdie geloof, kom nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Daarom, vriende, die Here verwag van elke een van ons om hierdie gebod, hierdie liefdesgebod na te kom, maar dit is ook hy self wat dit in ons harte werk. Dit is ook hy wat deur die Heilige Gees ons verander, ons vernuwe, sodat ons inderdaad hierdie eienskappe kan hê in ons lewe van geloof, hoop en liefde. Paulus skryf aan die gemeente in Filippi, hy sê, werk met vrees en bewering aan julle verlossing, want hy wat die gewilligheid en die optrede in julle bewerk, soos hy dit goed vind, is God. Ek doen dit, ek werk met vrees en bewering aan my verlossing, ek werk daaraan, ek beywer my daarvoor, maar terselfdertyd is dit eintlik God wat in my werk, wat deur my werk, en wat my verander. Die ou vertaling sê hierdie teks so, hy sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewering, want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehae. Alles genade uit God se hand. En vriende, nie net verlos die Here ons nie, maar hy verander ons. Hy vernuwe ons. In Romeine 8 sê die apostel Paulus dit uitdruklik, hy sê dit is die wil van God vir elke gelowige, dat ons verander sal word na dieselfde beeld van sy seun, Jesus Christus. Ek moet word
soos wat Christus is. Hy sê in 2 Korintiërs 3, vers 17 en 18, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid, en ons almal, terwyl ons met ontsluierde gesig die heerlikheid van die Here aanskou, soos in 'n spieël. Luister hierna, ons almal word na dieselfde beeld verander van heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here, die Gees. Is dit nie kosbaar nie, broeder en suster? Dis waarom Paulus kan verklaar in 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping, die ou dinge het verby gegaan, kyk, hulle het nuut geword. Die Here is besig, vriende, om ons, hy het ons nie net vry gemaak nie, hy het ons nie net vry gekoop aan die kruis van Golgotha nie. Hy het nie net ons sonde skuld gedra, sodat ons vrygespreek kan word nie, maar hy is ook besig om ons te verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid. Hy verander ons, hy vernuwe ons deur die Heilige Gees. Daarom het ons niks om op te roem nie. Alles is genade uit God se hand. Onverdiende guns alleen. Die werking van die Heilige Gees in u lewe en in my lewe. Maar daar is nog iets wat my opval in hierdie gedeelte, en dit is die gedagte van vrug. Vrug. Luister wat sê die apostel. Sy gebed vir hierdie gemeente is so, hy sê, dat julle vervul mag word met die volle kennis van God se wil, deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, om 'n lewe te lei wat die Here waardig is, en hom in alles tevrede te stel, terwyl julle vrug dra, deur elke goeie werk, en groei in die kennis van God. U en ek, broeder en suster, word ook opgeroep vanmôre om vrug te dra. Vrug wat by die bekering pas. Vrug wat vir die Here wel aangenaam is. Vrug wat die lig van die evangelie sal uitstraal in 'n donker wêreld. Psalm 1 vers 3 beskryf die regverdiges van God so. Hy sê, so iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrugte op sy tyd gee, en waarvan die blare nie verdor nie. En dit wil ek graag vanmôre sê van die gemeente, van hierdie gemeente in vooruitsig, dat dit is soos 'n boom wat geplant is langs watervore, wat sy vrug dra, waarvan die blare nie verdor nie, want die heerlikheid van die Here is daarin. En Paulus bid nou vir hierdie gelowiges, dat hulle vervul mag word met die volle kennis van God. En weer, vriende, is dit die werk van die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat ons in die volle waarheid lei. En is interessant, in die skrif is daar 'n direkte verband tussen kennis en gedrag. Die Gees lei ons in die volle waarheid. Ons kom tot die kennis van God en van God se wil vir ons, deur die woord en deur die Gees, en dit, vriende, moet lei tot optrede, tot aksie. Ware geestelike kennis beteken aksie. 'n Diepgaande kennis, vriende, behoort 'n mens se wandel diepgaande te beïnvloed. Die gevolg van die kennis van God se wil is dat ek sal lewe tot eer van die Here, dat ek so sal lewe dat ek sy wil sal vervul, dat ek dit sal nakom om hom ten volle in alle dinge te behaag. En wat sal die resultaat van hierdie waardige wandel wees? Paulus sê dat julle waardig wandel voor die Here. Hy sê dat julle vrug dra deur elke goeie werk. Ons word opgeroep, vriende, om vrug te dra. En hierdie vrug dra, hierdie deelwoord vrug dra, is teenswoordig en deurlopend
Dit beteken 'n konstante, voortdurende werklikheid in u en in my lewe, dat my lewe 'n vrugdraende lewe sal wees, tot eer, verheerliking van God. In Johannes 15 vers 16 sê die Here Jesus vir sy disippels, hy sê, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies, en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra, vrug wat blywend is. Vrug wat blywend is. En dit vra van elke gelowige vanmôre aksie, vriende. Ons word opgeroep om ons geloof prakties uit te leef. En hoe doen ons dit? Luister wat sê die Here Jesus in die bergpredikasie aan sy disippels. Julle is die lig van die wêreld. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is kan verheerlik. Julle is die lig van die wêreld. En vriende, ons leef inderdaad in 'n donker wêreld. En die gelowiges, die kerk van Christus, is die lig. Hy is die lig. En hy skyn deur ons, deur die kerk. Skyn hierdie lig om die duisternis te verdryf en die lig te bring van die evangelie van die liefde en genade en verlossing en vrymaking deur die Here Jesus Christus, ons verlosser. En u en ek, my broeder en suster, is die draers van hierdie lig. Ons moet hierdie lig laat skyn. En hoe doen ons dit? Deur julle goeie werke, sê die Here. Wanneer die mense julle goeie werke sien, wanneer die mense julle opoffering sien, wanneer die mense sien dat julle nie selfsugtig is en net na julle eie belange omsien nie, maar ook na die van ander, en dat julle werklik omgee vir mekaar, en werklik omgee vir julle medemens, en werklik liefhet, dan sal julle lig skyn, en hulle sal julle Vader, wat in die hemele is, kan verheerlik. Daar is 'n gesegde, vriende, aan die vrug word die boom geken. En die vrug is 'n goeie vrug, maar dit kan ook 'n slegte vrug wees. En miskien moet u en ek vanoggend net vir 'n oomblik stil staan en onsself afvra, hoe lyk die vrug van my lewe? Is ek 'n draer van goeie vrug? Of dra ek miskien slegte vrug? Bring ek lig daar waar ek kom, en met ander in aanraking kom, deur my gesindheid, deur my optrede, deur my gedrag, deur my woorde, deur my houding wat ek teenoor ander inslaan, deur my gewilligheid om ander te help en by te staan en te ondersteun, of bring ek 'n negatiewe, 'n slegte vrug, 'n vrug wat afbreek, wat afkraak, wat vernietig, wat duisternis bring, wat die lig uitdoof. Wat is die vrug van my lewe? En vriende, die vrug wat u en ek vanoggend moet voortbring in ons lewe, beskryf Paulus so in Galasiërs 5 vers 22 en 23, die vrug van die Gees, en hy sê, maar die vrug van die Gees is, en luister mooi, liefde. Dis vir my opvallend dat die apostel die liefde eerste noem, want die liefde is die bron, die liefde is waaruit alles moet voortvloei. Liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Hierdie is wat die vrug van my lewe moet wees. Dit is hoe ek die lig kan laat skyn in 'n donker wêreld. Hierdie is die eienskappe wat elke gelowige se lewe moet kenmerk. Ons moet aan hierdie vrug moet ons geken word, vriende. En ook dit kan ek u daaraan herinner, ook dit is deur die werking van die Heilige Gees in my lewe. Paulus praat, hy noem dit die vrug van die Gees. 'n Vrug wat die Gees in my werk, terwyl die Gees besig is om my te verander na dieselfde beeld van Christus. En dan nog 'n gedagte wat hier uitstaan is hoop. Geloof, hoop en liefde, hoop.
Wanneer Paulus verwys na die Kolossense se geloof in Christus en die liefde wat hulle het vir al die heiliges, dan voeg hy by, dit is op grond van die hoop wat in die hemel op julle wag. Net soos geloof en liefde, vriende, is hoop 'n integrale deel van elke gelowige se bestaan. En wanneer Paulus hierna verwys, praat hy van die hoop wat in die hemel op julle wag, en ons kan aanvaar dat hy hier die glorieryke toekoms in gedagte het, wat Christus vir sy volgelinge gevestig het. Op 'n ander plek sê die apostel Paulus dat die swaar kry en die teleurstellings en die pyn van hierdie lewe nie opweeg teen die heerlikheid wat wag vir hulle wat in Christus glo nie. In die hemel wag dit op ons. Ons het 'n nuwe hoop. Ons het 'n hoop, vriende, op die koms van God se koninkryk in sy volheid, soos wat die Here Jesus ons ook leer bid het. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Dawid in Psalm 72 praat van die heerlikheid van die Here, wat die hele aarde sal vul, soos wat die waters die see oordek, sal die heerlikheid van die Here die aarde oordek, wanneer die koninkryk van God in sy volheid gekom het. Maar ons, vriende, leef alreeds in hierdie koninkryk. Wanneer ons getrou aan die Here is en ons aan hom onderwerp en ons hom getrou dien, dan leef ons reeds onder sy gesag en gehoorsaam aan sy woord in sy koninkryk, wat gekom het, steeds kom en nog sal kom in sy volheid. Maar ons hoop is ook op die ewige lewe, wanneer ons in heerlikheid by die Here sal wees vir altyd. Petrus sê in 1 Petrus, hy sê, lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het. Luister, sodat ons 'n lewende hoop mag hê op die erfenis wat nooit vergaan nie. Paulus praat ons die hoop wat in die hemele vir julle bewaar word. Dat ons 'n lewende hoop mag hê op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk nie, en wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word. Ja, vir julle wat deur julle geloof deur die krag van God bewaar word vir die verlossing wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word. En dit is wat vir my kosbaar is, vriende. Julle, sê hy, wat in die krag, deur die krag van God bewaar word. Die Here, die Almagtige, hou my in sy hand en hy bewaar my, sodat ek kan deel hê aan hierdie hoop. Daarom is vir die gelowige die dood nie 'n verskrikking nie, vriende. En kan Paulus sê, dood, waar is jou angel, doodryk, waar is jou krag? Nee, want die Here Jesus het beloof, wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. Selfs die dood, sê Paulus in Romeine 8 vers 38 en 39 sê hy, want ek is daarvan oortuig dat selfs die dood my nie kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here is nie. Dankbaar. Die vrug van 'n dankbare hart. Dank teenoor die Here vir sy genade. Liefde vir my medemens, geloof in Christus, hoop op die toekoms, op dit wat vir ons bewaar word in die krag van God. Mag dit vanmôre, vriende, vir u en vir my tot troos en bemoediging wees. En mag ons, soos Paulus, met dankbare harte 'n vrug dra tot eer en verheerliking van ons Verlosser. Amen. Here, ons staan eintlik in verwondering wanneer ons opnuut weer aan hierdie wonderlike waarheid herinner word. Dat dit is U wat in ons werk.
Dit is U, Here, wat die geloof in ons harte opwek. Dit is U, Here, wat U liefde in ons uitstort, sodat ons U kan lief hê met ons ganse wese en mekaar kan lief hê, ons medemens kan lief hê, met daad en 'n werklike optrede. En wat hierdie hoop in ons binneste gee, Here, van 'n ewigheid in U teenwoordigheid, waar die dood en teleurstellings en siekte en pyn nie sal wees nie, maar ons in heerlikheid in U teenwoordigheid sal wees. Help ons deur U Gees, Here, om te volhard tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Vriende, kom ons gaan nou antwoord op die Here se liefde en genade aan ons bewys met die sing van Psalm 100. Juig almal tot God se lof en eer. Kom dien met blydskap God die Heer. Kom ons staan en dan sing ons die 3 verse hartlik saam tot eer van die Here. En gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig na julle toe oplig en aan julle vrede gee. Amen.